Maar Here, baie maak nie hulle hart oop nie. Weens seer, weens sonde. Maar ek bid vandag in die naam bo alle name, Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, ons verlosser. Here, is mense wat in die geestelike spieelbeeld hulle self kyk en hulle self haat. Self niks van hulle hou nie. Hulle kry nie oorwinning nie, omdat hulle nou nie 'n slag oorkom oor dit nie. Van een beraader tot 'n ander beraader, omdat hulle God nie aangryp nie. Ek bid vir oggend dat die deurbraak nou gebeur in Jesus naam. Amen. Môre. Hoe gaan dit? Jy lyk so baie bekende gesigte. Daar van Toetyd van Hartenbos af. Ek kyk, julle name onthou ek nogal. Baie mense name onthou ook ek. Laat ek net deurkyk. Monique, moet jy nie vir ons gesing het? Maar ek is, jy moet sing, jong. Jy het nou vir my so opgewonde gemaak, toe die boyfriend van jou sê, om Roy is het gehelp dat hy by die Here kom. So help ons almal, ons is mos 'n skakeltjie. So ek is baie die Here dankbaar. En toe help ek dat jy 'n girl kry. Want lyk vir my, sy het goed aan die ander kant gedoen. En prys die Here. Nou hierdie kant, hier in die heel voorste ry, ek het haar nou gevra, kom jy om vir Roy te luister of vir die Here? Hierdie vrou van my. Nou ek moet nou vandag besop, want sy ry nie altyd saam nie, nou moet ek besop dat die woorde nie uitglip wat ek preek nie. Vir al die is daar TV-kamera, is daar iets? Maar mag die Here ook die mense daar by die huis seën in Jesus naam. Is dit live of op die TV? Rekord. Amen. Prys die Here. Maar dankie julle. Is dit lekker gebly en dan Christo daar agter. Jy moet eintlik praat, die man wat julle al hy man se boek gelees. Is kragtig. Kragtig. Hoeveel keer was jy dood? Ja, ek sê nou dood. Wat jy probeer het. Amen. Jy is soos daai ou wat daar bo afgespring het. Toe steek hy homself brand en hy drink pille en hy skiet hom soos hy afgaan by die gebou en wragtig lewe hy daarna. Jy's nou daai ou. Omdat hy jou lief het. Anders het jy nou in die hel gebrand. So ek sien uit om jou die jaar daar by ons studente te sien vir julle. Prys die Here. Dan natuurlik in hierdie ry is my gunsteling mense daar agterstel. My gunsteling. Want pa moet nog in die koninkryk van God gaan werk. Party mense gly net in die modder. Hulle sit so bietjie vas. Hulle kom nie daar uit nie. Dis sneeu toe ander is nou die dag. Mense ry daar in Oekraïne. Jy moet 'n sneeubande koop. Ek het nooit geweet daar bestaan so iets. Tot op die highway moet jy sneeubande opsit om vinniger en uit te kom. Net so by the way op 14 ambulanse, net 2 oorgebly, ander is nog. Dit is, hoe sê mense nou, vir die ander ouens was dit ook genade, want hulle is hemel toe. Maar vir hierdie ouens, maar die Here is goed en bly goed. Dan agter dit het ek 'n advokaat saamgebring uit Jeffreys Bay uit. As was Jeffreys Bay. Dat hy, as ek iets verkeerd kan sê, daar's nou 'n ou wat my niks gelyk het. Ek wil hom 'n bietjie, want ek weet hy's 'n introvert, ek like hom te toon te stel. Hy het my niks gelyk. Maar toe beginne sy dogter, of nie beginne nie, toe like sy vir Wally, wat die hoof is by School of Fire, pastoor Wally. En ons noem hom deesdae Dominee Steyn, maar ook Wally. En later kom sy dogter daar, en toe sien hy my, hy moet my nou maar ook like. En toe was ons nou die dag lekker by die troue, en ek was al by sy huis, sommer afgeklim, met wat het ons biltong, en dis alles wat lekker is gee daar, prys die Here, en nou is ons vriende. Ja, prys die Here. Sy skoonseun is ons voorhardloper by School of Fire. Hy is 9 jaar al daar, hy is die man wat die dinge doen, ek kan trots wees op hy man, prys die Here. Sy dogter is nog nie voltyds in die bediening nie,
Ek praat mos maar reguit. Sy kyk in ander manne se oë. Hulle is nou maar 'n jaar getroud. En sy stop nie met daai nonsens, want sy's 'n oogarts. Maar ook so ek sê maar net. Dat ek hom net so. En ek nou kyk, wie's nog hier wat wegkruip? Is daar iemand wat ek vir geld skuld? Staan tog op, laat ons 'n dag vir die rug kry. Okay, prys die Here. Nou ek wil vanoggend hê ons moet lees uit 2 Konings 13. Sommige nou iets wat nie op die topic is nie. Wil ek ook aannoem van, en toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterf. Kyk, Elisa was ek is die evangelis, so ek preek, jy moet gesond word. Daar is die ander ding. En dan blaas die mense steeds hulle asems uit. Verstaan, dis wat ons preek. Maar ons is mens, ons kan nie, niks daaraan doen nie. Ek kom maar op 'n ander dorp, en 'n dominee, jare terug, nederige dominee, hy kom my sê, Royce, ek wil nou vandag sien, hy sê, oom, hy's vir 'n minor dingetjie geopereer, sy familie is ook daar by hom, kom ons gaan besoek hom, dan wys jy vir my, is reg, ag die dominee is nederig, hoe bid hy ou vir 'n siekte? Die oom, hy spring lewendig. Ek en dominee kom in, hy vra, kan die familie net gou uitloop, want hy wil regtig leer. Hierdie ou is, hy het ook geleer duiwels uitdryf. Is my so mooi as iemand nederig is. Partykeer ons happy kleppies het gearriveer. Ons dink ons het alles. Ons moet partykeer net so bietjie weer op die onderkom. Maar, en ek en die dominee en die oom lag en gesels en ek sê, kom ek wys gou vir jou, jy bid nie as dit die Here se wil is nie, dit is die Here se wil. En ek vat die oom se hand, en ek sê, Here, en ek is sommer so lekker opgewonde, want ek is 'n teacher vir die dominee, dis jare terug. Nou is dit nog lekker daai tyd, om, as 'n NG dominee kom, jy leer hom, baie NG dominees het my weer baie goed geleer. Maar in elk geval, en ek vat die oom se hand, en ek sê, Here, dis u wil om hom te genees, en ek hoor, en ek kyk, daar is hy dood. Ek kyk op, nou kyk ek die dominee, hy kyk die teacher, die familie staan buite, hierdie oom is spring lewendig gewees, hy het nie 'n siekte tot die dood gehad nie, is hy dood. Luister die mense, ek gaan uit, maar dit smaak ek hardloop weg, sien hom dood, so daar is sekere goed, ons verstaan dit nie, maar hy bly steeds God, hy bly die Here, en ek en jy moet maar hier onder bly, ons moet nie die Here wees nie. En gister vra ek, want my vrou se rug is op 3 plekke gebreek, met motorongeluk jare terug, dan bid ek en sy, nou die dag vir 'n rugby speler, 'n Griekwa, ek hou nie daarvan om vir hulle hou die WP, maar ons bid toe, en voor ons trek die Here hulle sy rug reg, maar haar rug, sy loop daarna nog weg, ek moet haar help. En gister sê ek weer, Here, ons dan jare nou, wat is dit ongeloof, wat gaan, ek weet sy het nie so baie geloof in. Ek kan nou nie vanoggend al die foute sê nie, en dan is die preek te lang, maar, wat Here? En hy sê vir my, kom ek herinner jou gou aan Elia, hy's dood aan 'n siekte waaraan hy sou sterf, en lang na hy witbene geraak het, soos hulle sê, kom hulle eendag en hulle gooi iemand net daar by hom in, 'n lijk, en hier staan die lijk op, toe hy met Elia se bene en maar Elia is dood aan siekte. Ons het partykeer, Paulus sê, my krankheid het ek julle bedien. Partykeer gooi sulke skrifte, ons hele teologie, jy net so bietjie deur mekaar. Net om weer te besef, hy is God. Maar dis nie waaroor ek wil preek nie. Die mense ek hoop nie julle judge my nie, maar ek het beginne geld vra om te preek, so ek vra 'n bedrag per uur, hulle het betaal vir 5 ure. So as jy na 5 ure voel, dit is nog te min, gooi net in die mandjie, dan preek ons aan. So Stolla van 'n Merwe se swing, dan gooi jy net aan, en dan gaan ons aan. Nee, ou spot. Hy kan jou vas 'n lekker hart nou oor daai pyn daar agter. Ek maak net 'n grappie. Prys die Here. En toe Elisa siek was, aan die siekte waarin hy sou sterwe, het Joas, die koning van Israel, afgekom na hom, om oor hom geween en gesê, my vader,
waarvan Israel in sy ruiters. Hoor nou. Daarop sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle en boog. As jong mense weet nie meer wat is dit nie. Binnekort gaan julle sien, want net laasweek het ons 'n roeping gekry. Ek en 'n Khoisan, wat daar opgelei is nou vir ons. Miskien jy vir Heinrich geken, na my tuin gewerk het. En die Here het hom opgewek, hy is hierdie man van God. En oor 2 weke raak hy pastoor. En hy gaan in Khoisan klere saam met my deur die land toer. Ek gaan kakie klere dra. Die boere in die Khoisan. Ons wil so 'n bietjie rasisme pak gee. Weet jy hoekom kry jy nie oorwinning nie? Kry slag hy woorde uit jou woordeskat uit. Om God se geskapenis rassewoorde te noem. Wie is jy? Wie is jy? Om te sê ander mense neus is plat. Wie is jy? Of ander mense neus is so, of ander een is so. Hoor gou mooi, as by swart mense hulle laat gril my wat se moeilikheid hulle aanjaag. En as by wit mense hulle gril my wat hulle aanjaag. Ek moet die woord gril laas, want laasweek het ek dit gebruik en toe loop een uitjie weg. 'n Cage-fighter, ek kom sê, jy gril my. Toe loop hy weg. Nou oké. So, hoor net wat ek jou sê. Jy kry nie oorwinning nie. Omdat jy, as jy voor die nuus sit, jy kan sê, Cyril Ramaphosa is nie reg nie en ek bid hom van die troon af. Spreek dit. Wees 'n warrior vir Christus. Maar om te begin sê hoe hy lyk, terwyl God hom gemaak het, moet jy versop. Hoor gou mooi, as jy nie wil vark eet nie, moet jy hom eet nie. Maar moenie die vark beledig nie. Ek het die laaste 2 maande gesien op my Facebook, 500 comments van regses. Jaweh, gaan jou kanker gee oor daai varke. Dit het net my vark se foto daar gepost. Hoekom soen? Want ek is moedswillig, ja. Want mense moet gestuur word in hierdie land. Hulle is so in 'n hoekie van hulle eie wette. As jy my eet nie, ek respekteer jou. Gister dink ek in die kar, want almal dink nonsens uit en 'n beginne dwaling. Ek dink gister, maar ek sal nooit so iets doen nie, want dit sal hardloop. En ek dink ek moet 'n paar Hebreëse letters sit. Want mense vat enige ding. En dan sê ek, die Bybel is verkeerd vertaal. 'n Oorspronklike vark is 'n skaap gewees. Jy mag nie skaap eet nie. En hulle gaan dit vat en hardloop en WhatsApp stuur. Die mense, 'n WhatsApp wat hulle lees, stuur hulle hom aan, hulle raak heel simpel. Wil ons net 'n bietjie by die Here hoor nie. Maar, okay. Julle moet maar verskoon, maar my temas is net 'n tema. Ek moet stuur, sodat jy vanmiddag gaan sê, daai ou is simpel, maar ek gaan die Bybel vat en lees. En dan het ons bereik wat ons wil bereik. Daarop sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle. En hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. En hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog. En hy het sy hand aan die boog gesit. En Elisa sê, Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Verder sê, maak oop die venster na die ooste toe. En hy het dit oopgemaak. En Elisa sê, skiet. En hy het geskiet. Toe sê hy, pyl van oorwinning. Nou ons gaan vandag praat, jy kyk in hierdie geestelike spieël. En jy het die oorwinning nie. En jy moet vandag 'n pyl van oorwinning kry. Maar hoor wat jaag hy daarna aan. Toe sê hy, vir hom, jy moet die Arameërs volkome verslaan. Jy moet dit wat in jou lewe is volkome. Die depressie volkome. Nee, ek voel beter nie. En ek gaan na die volgende beraader toe. Hoor gou, ek breek jou nie af as jy na 'n beraader toe nie. Maar vragtig, 12 beraaders is genoeg. Een is genoeg. Luister, ek het in 75 kontakte gewees met terroriste. Ek was mense vermoor. Ek het die vrou getraai vermoor. Sy is soos 'n kat met 9 lewens, sy dood nie. Ek het my kind traai vermoor. Hy preek nou in Mosselbaai. Nou, hy gaan nou begin preek. Want die Here het geweet wat kom. Of die duiwel. Toe moet hy keer. Toe kry hy nie reg. Ek moet depressiepille vreet. Baie. Net om te oorwin. En ek gebruik nie een nie.
want sy bloed het my skoon gewas. Ek sit nie in 'n hoekie en ek sit ek kou my polse en ek kyk weer die volgende beraader se telefoonnommer en ek pla die pastoor op 'n Sondag en 'n aandie. Nou hy het nou niks gesê nie, want ek weet daar sal nou so iets wees. Dis oral so. Kom in slag in oorwinning, man. En al voel jy nie in oorwinning nie, spreek dit. As jy weer kry, jy kry dit. Ek het begin spreek, toe ry ek in sy ou karretjie. Hy breek oral. Ons het, julle sal onthou daar Hartenbos het ons met daai rooi karretjie aangekom. By Tannie Katie. En dan kom ons met daai karretjie. Hy breek oral. Ek het 'n mechanic bediening gehad. 'n Dag lag gehou met daai tyd. So mechanic so staan. Yes, like it 'n mechanic kan lieg. As hulle so dan werk, sorry, maar julle vlieg so. En daai tyd raak jy bekommerd. En dan lig jy die prys. Maar in elk geval, terwyl ons dit gery het, ek geloof gespreek. As ek in 'n sitkamer sit, het ek soos 'n windie ou hoor, daar's nou 'n verskil van windie en ek jou hart uit geloof spreek. En ek het geloof gespreek, so erg dat die familie kom geld leen. Ons het nie, maar ek spreek so geloof en ek wandel so in oorwinning dat hulle kom geld leen. Dan vat jy jou laaste gee, want jy wil aanwys jy is. Jy's die dik ding. Mense hoor gou wat sê Elisa van verder en hierdie is wat ek vandag vir jou vra. Verder sê, neem die pyle. Hoor nou mooi, hier op as hy die pyle. O, julle het hom sommer al daar. Hier het die pyle en hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond. En hy slaat 3 maal. En Elisa strip hom. 'n Pastoor kan hom strip. Verslap mense. Hoor gou mooi. Dink 'n bietjie, jy moet 60 keer jou huisgesin los en iemand gaan teaspoon feed, omdat hy net nie kan oorleef nie. Mense moet bykom. Jesus is op pad. Julle was amper weg die 23 September. Amper. Julle moet wake up wees. Okay, ag nou. Ek tog laat ons weer daar begin. Okay. Daarop word die man van God baie kwaad. Nie 'n bietjie nie. 'n Koning sit hier voor hom, man. Ons sit voor my. Ek sê slat gou met hierdie pyle. Okay. Ons haal net en dan verstaan. En hy slaat 3 keer. En hy strip hom. Hy sê, jy moes 5 of 6 keer geslaan het, man. Hy het nie dit van vooraf gesê nie. Maar hoor gou, dan sou jy die Arameërs voorkome verslaan het. Maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. En dis wat ek wil vanoggend sê. Oorwinning is die. Okay, ek kom in oorwinning. God sê dit hier. Jy kom nie so in oorwinning. Jy moet radical raak. Jy moet worship musiek opsit. Jy moet sing. Jy moet goed doen wat jy nog nooit gedoen het nie. Vat die besemstok en sê, hier staan ek voor die rooi, sê Here, ek loop deur vandag in oorwinning. Ek het dit al 'n paar keer gedoen en dit werk. En dan kom die Egiptenaars om. Al hierdie Facebook warriors. Pas op. Lelik om. Hulle kom lelik om. Nou net so. Want nou net vergeet ons hom. Okay. Hy sien tot ek het 'n varkie op my pen. En my sê, okay, los dit nou. As jy nie varkie het, dis fyn. Eksternheid. My vrou hou ook nie baie van dit. Ek boer nou met hulle. Want hulle lyk so lekker. Want hulle eet so lekker. Okay. Mense, ek wil so 'n bietjie oor 'n spieël praat. En dan kyk eens waar kom ons uit. As jy in 'n spieël gaan kyk vir jouself, en daar's niks klere aan nie, kom ons wees nou eerlik. Jy kyk om dan daai plooitjie, né? Ek moet nog 'n klomp kyk. Julle moet weet, ek is bond. Hulle sê op skool, pragtig in graad 1 hoor ek een van sy broer. Sy ouma het hom met die hond se bollie gegooi, toe keer hy met die braai rooster. Hoe voel jy daai? Ek voel die hond het jou ingedra. Die een sê, sy oupa het hom in die bad vergeet, hy het geroes. Toe die skrapdealer Ograbies toe kom, toe kryp ek weg.
Want nou net verkoop hulle my. Luister hier, spot is erg. Jy's vandag nie in jou oorwinning nie oor spot. Want jy glo wat daai klomp moegoes gesê het. 'n Boelie is 'n moego, man. En 'n pa wat met 'n kind sit in die huis, jy moet hulle slaat. Jy moet dit doen. En jy sit met jou buur en jy sit en steek jou kind op om ander te verneder omdat jy 'n ou Toyota Cruiser, okay, ek moet nou besop wat ek sê, wat ry. Jy mag 'n Toyota Cruiser ry. Maar die meeste wat ek kry is hierdie windgattes wat so uitklim uit die bakkie uit. En as hy 19 jaar oud en hy ry op sy pa se rug en hy's 'n boelie in die skool. Die ding moet geslat geword het. Ordentlik. Dat ons mekaar vuis. As jy 'n pa is, jou kind geboelie word, jy sê dan vir jou kind, eet hom. Eet hom. Ons het dit, ander is dit by, want ons is gered. Nou weet ons nog nie hoe werk die ding nie. Nou die dag wou ek my kind skiet, toe hy 2 weke oud is, hier op skool. Nou moet ek my kind groot maak. Tot op 'n dag. Toe sit die polisie daar, en almal in hy stand 5, toe sê ek, wow, stop. Julle sê die kind kan niks oorkom nie? Dis nou hoeveel keer my kind moet kom hy? Stop. En die onderhoof, ek sê sit net daar. En ek loop na die klas te groep by kind. Ek sê ek staan een kant. Slaat! Toe kom die polisie, nee, ek sê bly uit hierdie storie uit nou. Julle bly vir jare uit. Want dit is die hoof se koninkrykie. Toe sit oor. Dis nie reg seker wat ek gedoen het, maar pragtig. Op 'n kol moet 'n mens iets doen. So ek wil vandag vir jou sê, moenie boelies groot maak nie. Maak jou kind, jy vir jou kind slap groot te maak nie. Maar jou kind kan 'n mooi hart hê. Hier vir wie is ek bang met fights? As hierdie rustige, goeie mens. Sy advokaat. Maar waarom dink ek plat? Maar seker tipe mense wat so rustig, maar hierdie ouens wat soos rooi is so lawaai, ek skrik hom nie. Maar daai rustig, pas op hulle. Ek moet hierdie goed sê, want ek sê maar altyd vir die mense, ek was in Rofstoet. So as ek iets verkeerd praat hier na jou kant toe, stop, moenie my kom so maar afvat. Ek was in Rofstoet. Luister gou. Nou, as jy in die spieël kyk, vrouens kyk mos tot halskade. Mans kyk nou nie eintlik halskade. Maar eendag sit ek so, nou my vrou, as sy binnelanders kyk, jy kan 'n grap vertel, as dit, sy lag vir haar grappe, maar sy so introvert, as jy 'n grap vertel, jou geestelike pa van my, ou Dominee Tron, hy was ook so. Dan vertel ek 'n grap, sy het druk nie net sy bril toe. Maar in elk geval, en ek besluit nou die aanvraag, ek gaan daar 'n bietjie wakker kry, want sy sê, kyk net vir Ad Koster. Ek gaan haar 'n bietjie wakker kry. En ek sit hier langs hom, bel vir Oudtshoorns. Hallo, nou hoor ek, hy oormaak soos hy luister een kind. Ek sê vir Oudtshoorns, verassereer julle halskade? Ja, sê die vrou. Ek sê, luister hier, my vrou het taamlike halskade, ek wil graag assuransie uitneem. Die vrou sê, wat bedoel meneer? Ek sê hier op die bouding langs, die halskade. Sy begin lag, sy sê, nee meneer, ons verassereer nie dit nie. Maar toe, het ek hom aandag. Toe sit nie meer Ad Koster, toe beland ek amper by Ad Koster in die hospitaal. Maar okay, so, as julle so in die spieël kyk en julle kyk, mense hoor gou. Ja, dis hoekom ek so verkeerd preek, ek preek op die laaste blad. Ek wil hom sê my preek nie klaar wees nie. Maar okay, nou begin ons nou. As ek weer by daai deel kom, moet julle vergewe. Maar okay. So, jy kyk nie halskade, maar daar's 'n geestelike spoor. En mense, jy was gemolesteer. En kom ons face dit. By skoolpaaie, 99% van almal wat daar kom was gemolesteer. So dit moet nie buite ook so wees. Dis erg. Van daar buite loop 'n vuil goed rond. En ek het vir die Here voorlaas week gesê, my laaste tyd op hierdie aarde wil ek my spandeer. Ek het nie 'n kinderbediening nie, maar oor kinders wat seer kry. Human trafficking. Ons het hulle daar by ons. Dan haal jy hulle uit. Dis die publiek vir jou kwaad omdat jy 'n kind gered het. Jy's die verkeerde.
op Facebook, dan sê ek, hierdie kind het uitgekom onder human trafficking uit. Leer ek haar gesig aan, en porn en daar vloek hulle my. Waar? Dis ons Afrikaner mans, hoor. As jy gaan kyk, by die meeste profiles, ek sê nie jou profile is so nie, maar daai profile, 99% van die profiles wat so vloek, het die 3 kleur of 4 kleur vlag. Ek weet nie, ek sê nie juist verkeerd met jou vlag nie, ek doen ook navorsing. Hierdie wat vertel, laasweek weer, jy meng met al die volke, Rooies, Jahweh gaan jou straf. Party daai het ek tyd, en ek is nie so onnoosel, dan gaan ek 'n bietjie in iemand se goed in. En dan sien ek, maar dit is hy, wat in die nag daar kuier. En hy moet 'n skerm op sy dame huis. En ek sê nie almal wat 4 kleur vlae het is dit nie, maar ek laat my uit. Die meeste Suidlanders wat my aangevat het, kuier in die lokasie. Jy moet maar kwaad raak vir my, ek praat my ondervinding. Die wat my gebel het en gesê het, ons weet presies jou venster, waar jy bly, alles. Suidlander, vrymesselaars, het ons getraai skiet vir my, toe Koeroman inry. Ek praat uit my ondervinding uit, so ek kan daaroor praat. Daarom sê ek, voor jy in 'n organisasie betrokke raak, hoor of God tevrede is. Want as jou vlag belangriker as die Bybel begin raak, dan is daar fout. Jy mag trots wees op sekere goed, maar as jou taal bo God is daar fout. As 'n renoster beskerming bo God is daar fout. Niks fout om renosters te beskerm. Maar wanneer 'n kat en 'n hond se beskerming bo God is daar fout. Ons moet 'n bietjie by die Here uitkom. Wat sommer nou vir jou dogter in Taiwan, of Thailand. Vietnam, bly verkeerd sê. Ons moet eintlik verkeerd sê. In Jesus naam. Haar foto's ek hom altyd opsit, sit ek aan wat sy so is. Maar die polisie het toegesak, wanneer? 4 Sondae terug. Ja, so bid vanoggend beskerming oor haar, waar sy is in Jesus naam. Sy ry met 'n motorfiets nou ja, en die vloede kom. Met 'n motorfiets. Volgende oomblik toe ry sy bo op hy op die brug se neer die appel. Sy het nie opgeklim nie, sê sy. Die volgende oomblik sê die engele het haar gevat. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Maar hoor gou. Jy sit vanoggend hier en jy kyk in die geestelike spieël en jy stikkend oor wat jou pa gesê het. Ek werk met 'n dokter nou, die mediese dokter, en hy sê rooi is, die man sê hy's 30 jaar oud. Vir elke man wat ek sien, lyk ek wil hom vry. En ek sit saam met hom en ons spoor op 5 jaar oud is, het sy pa altyd vir hom sê, jy's 'n moffie. Dis 'n vieslike woord, maar jy's 'n moffie. En toe raak jy homoseksueel. Wat spreek jy oor jou kind uit? Jy's simpel, jy's dom. Man, al kom 'n kind laaste in atletiek, dan vertel jy hom hoe is hy die kampioen. Dit is hoe dit werk in Jesus naam. Nie anders nie. Dit is hoe dit werk. Jy spreek oor jou kind oorwinning uit in Jesus naam. Nou, jy's verniel. Jy sit miskien hier, daar by die TV, jy sit en jy sê, ek is geslaan. Ek is verniel. Ek is gemolesteer. Miskien is jy die molesteerder, dan wil ek vandag vir jou sê, moet jy by God uitkom. Vandag. Voordat ons vir jou uitkom. Dit is eerlik, ek sê hierdie woorde deesdae. Jy moet by God uitkom voor ons by jou uitkom. Daar's nou een sonde wat ek ongelukkig nie God is nie. Nie ongelukkig nie, ek gelukkig. Ek is nie God nie. En dis al sonde. En jy kan my maar judge op hierdie een, want die bloed was alles skoon. As jy molesteerder is, jy kan skoon gewas word. Maar ons, by School of Fire, as ons weet jy's 'n molesteerder gewees, pardon as jy.
Ek het die Here dit uitgeklaar en sê, Here, ek is 'n mens. Hou terugval, wat dan? Ek weet ek judge dan. Ek het 7 op my lys, wat hulle papiere het en nie mag pastore wees nie. Want sê hy val terug met 'n kind. Maar ek het vir die Here gesê, wanneer ek die aand droom, ek orden hom, dan weet ek, hy gee die toestemming. Maar die 7 het ek het nog nooit gedroom. So, hoor gou mooi. Voor laasweek, ek het dit op Facebook gehad, toe vloek hulle my so. Ry 'n vrou my saam met my en sy begin vertel my, sy 5 jaar oud is, in Pretoria hoe die pastoor haar gemolesteer, en toe roep die hoofpastoor haar in. Dan vat haar so aan haar skouertjie, sit op sy knie, en sê, hoor gou, dit het nie met jou gebeur nie, jy mag nooit vir iemand sê. Die 2, een is dood, van die 3. Hulle weet af, ons soek. Hoor gou mooi, ek en jy kan nie stil sit en sien hoe word kinders gemolesteer. Ek en jy kan nie stil sit en ons is nie daar nie. Hoor gou mooi, jy moet radikaal raak vir God. Radikaal beteken nie om een uitspraakie te maak op Facebook en as hulle jou aanval, dat glo jy's radikaal. Partykeer het jy nonsens gepraat. Ek like om nonsens te praat. 30 minute voor die eindstryd gister, einde. Toe skree ek, Wales bo. Net nonsens. Want ek weet, maar vanoggend toe delete ek hom toe ek tot X kom. Maar okay, vir dit. Vir my grappies wat ek maak. Maar hou gou. Mense, jy's verwerp. Hy speel weer kaats op jou. Jy stik dit vanoggend, jy weet daarvan. Mense, toe ek klein was, ek wil jou net trigger. Die armes het gesê ons is arm. Op 'n grabies, 'n grondrugbyveld. Wie het op 'n grondrugbyveld gespeel? Nou, ek in die hoek het 'n nooibos gestaan. Ek weet pragtig hoe kan een homie uitgehaal. Maar okay, net in die hoek. Miskien wil hom ons nou daar 'n 3er. En ek was seker graad 3 of 4. Of standaard 4. Hy kinders hierdie tokse wat jy met die spenne draai jy jou tokse vas. Wie ek sit te kyk met sulke lang oë na hulle. Ek het nie eers tekkies. Maar ek skraap die moed by mekaar om vir my ouma waar vir groter raak te sê, hy kinders het mooi tokse. En wie, haar hart moes ook seker, maar hoe maak ons? Ons wil ook vir hierdie kind. En sy gaan grou daar in 'n buitekamer. Dis hierdie sakke wat die ou mense mee weermag toe gegaan het. Daai groot sak. Man, wil nou nie sy naam sê nie. Maar in elk geval daai groot sakke. En ek weet nie, dit moet 'n oom wees wat in die wêreldoorlog gewees het of iets. En sy haal, en dan daai oom, ek is standaard 4, sy tokse uit. Ek dink dit was 'n nommer 9 of. Nou van die oudheid het hy seker rondepunt het hy opgekrul. Het julle al 'n nar gesien in die sirkus? Hy het so opgekrul. Hy my ouma bring. Wie, as ek nou dink seker uit die buiteraad het. En sy gee dit vir my. My voete gaan net hier by die opening, so lank. Sy druk vir my toiletpapier in. Luister dit ook so kwa aanloop. Toe sien hulle my 4 stats. Want hy draai so om. Maar jy's so opgewonde, jy het op top se. Jy kan nie eens hardloop met die goed nie. Maar hoor gou mooi, daai goed kleef van jou. En dan raak jy by tye, want ek weet, toe moes my oupa stop en die ryk ou kom stop waar hy wil. Toe ons kinders in die laerskool was, het die ryk mense ons ook so uitgedruk. Nou hoor gou, God het nie teen 'n ryk mens nie. God het teen 'n arrogante ryk mens iets. En kom ons face ook. God like 'n arme mens wat heeldag so loop. Dieselfde. Want David sê ek was oud en ek was jonk, ek het nooit 'n regverdige gesien brood vra nie. So God lyk nie 'n arme. Moet 'n tipe arm klere. Ek praat nie van die uiterlik nie. So jy moet my help hê. Die wêreld is verkeerd. Nee, as jy arm is, kom sê jy het nodig vir die kerk. En hulle moet vir jou sorg. Maar kry 'n ander attitude. Kry 'n ander attitude. Maar okay. Dan nou nie meer oor armes praat nie, want dan herinner dit my nou alles van daai jare. Ek moet nog hierdie een vertel. Nou kom die kinders, is moderne maas al. Dit was nou 19 wat? 75. Dit was nou moderne maas. Ja,
maar hulle het daarom hartskorrels gehad, maar hulle was modern. Maar in elk geval, nou kom Tupperware, was ons kwaai in, daai tyd, parties. Maar my ouma het die een so een bygewoon. Maar, want hulle het nie geld gehad. Nou kom my kinders en so, ek sien nog die blou dekseltjie. Daar kom sit Daniel nou, met sy blou dekseltjie, ja, maak hy oop. Dan is sy brood in sulke waspapier toegedraai. Daai goed het in my kop vasgesteek. En sy brood is 'n driehoekie gesny. En dis so, en daar's kaas nog wel op, en lyk my 'n bietjie mammaite of so. Wie is dit ek kyk, hy kan sit nou? My ouma. Hoe was dierbare mense gewees. Kry by 'n oom by die spoorweg, so ding, hy loop rond voor, hy so ding. Ken jy hom? Is 'n blik. Sy moes hom elke keer, hy slat roes aan, moet sy hom was elke namiddag. Maar hy druk so op mekaar. Hy vat my 'n hele halwe tassietjie. Vat hy. Maar ek kry kos. My ouma bak brood. Boersnye is so groot. Dan kry ek 4. 2, 'n korrelkonfyt op. Ken julle korrelkonfyt? Druiwe. 'n Mens was simpel uitheid. Nou as jy skaam, nou wil jy nie die goed eet. Die vandag is ek bly. My vrou kook hom nog. Dan sit sy hom so op. En aan die ander 2 brood sit sy vir my tamatie en eie op. So hy, nou moet julle weet, hy trek klam. Hier na Pauso se kant, toe daai 4 sny. Daai ander kinders het net sulke bakkiesbroodjies, netjies so. En op 'n dag, 'n mens het seker toe jy klein was nou maar besef, hulle is arm, my ouma hulle kry swaar, maar ek skraap die moed by mekaar. Ek sê ouma, ek kook 'n papiertjie om my. Want ek gaan sit en eet een kant, ek is skaam. 'n Papiertjie kry. Mense, toe Pauso oopmaak. Toe kyk Hendrik verwoord vir my. Toe sit 'n 1965 rapport wat in daai huis ingekom het. Wat luister hy, hy spoot met my ouma om so in die rapport toegedraai. Nou het hy klam getrek die tamatie. So ek eet rapport en ek eet. Luister hy, die goed het aan my gekleef, ek is eerlik met julle. Toe ek mense doodmaak. Ek het nie besef ek maak hulle dood oor my kosblik of dit nie. Maar toe ek gaan stil sit na my redding, toe besef ek het ander seer gemaak, want ek het seer gekry. Terwyl ek moes waardeer het, en vandag maak ek sports daai, dis my preke, met my studente om te sê, ek moes so groot vrou, ons die plafonne gehad op my huisie, ons het buite toilet gehad. Ek ken van sit, en hoor, kom my brommer. Ek kom sit op my makkie so, mag hy, later is hulle 2, 3. Ek ken dit. As sit jy, want jy het ook die toiletpapier. Daai koerant, wat my ouma gekry het by ander mense, wat hulle gekoop het, in die ou huisgenoot. Dis jou afvee. Justin Bieber kan bly wees, hy was die uitkleit in die midplat van die huisgenoot. Maar in elk geval, dan moet jy afsmeer. En ek sê jou, dan sit jy so, en as hy brommer uitkom in die koerant, dan slat jy vir hom so. Luister hier, vandag lag ek oor dit. Ek het geen pyn daaroor. Vandag sien ek 'n man en 'n vrou wat swaar gekry het en uitgestaan het en my beter groot gemaak het as ander. Ek het dit net nie gevat alles nie. Dit is die hartseer. So ek stuur jou volgend om te sê, het jy seer gekry? Het jy seer gekry op 'n kol? Staan op in Jesus naam. Ek en my vrou was ook ons eerste jaar, maar ongered. Sy het 'n maand na my verkeer. 'n Maand na my. Ek like dit, om net dit te sê. Sy is ook soos jy, luitenant-kolonel uit. Ek was 'n goeie sergeant. Maar maak nou nie saak, kom ons los dit net daar. Ons gaan nou nie oor daai tye praat. So jy kyk in hierdie spieël, en jy kyk hoe lyk jy. Jou ouers het jou sleg gesê, iemand het jou sleg gesê. Nou kom dit op, ek gaan dit net sê. Nou niks met die preek te doen. Maar omdat jy so miskien agter was, en nog die lewe agter gebly het, plaas van gaan vorentoe, vang die scammers jou vandag so maklik, want jy wil 'n ryk raak. Ek het dit nou nie in die maak voel om dit te sê. Ek word weekliks gebeur. Rooiers, dit was dan op jou pad, hulle gesê het ek het goeie nuus. En toe betaal ek die 10.000 of 20 oor. Ek het nie meer. Ek sê regheid, dan nie ek het nie pille vir domheid nie. Ek het dit net nie meer. Maar nou die ou 80-jarige kind, sy wil ook 'n belegging doen. Sy's nie dom nie. Sy ken en sy doen. Mense, die wêreld maak seer.
en ek en jy moet uitstaan. Maar okay, is jy bereid om daai geestelike spieël te loop? Wanneer hy deur Jesus se bloed oor hom gewas word, dan change daai geestelike spieël. Dan is hy verby, maar hy gaan lê in 'n kas, en baie mense gaan grou om my. Die dag is iemand kwaad maak, nou gaan gebruik ek daar by my, weer tik. Nou die dag, pragtig, kan jy glo. Ek het vir my werkers 'n lekker matras afgerol, en hulle vat mos die mense weg. So check ons, hoe kom hierdie tik? Ry hulle saam, dan druk hulle in die matras die tik. En dan vanaand is almal slaap gehaal die tik. En hulle bou vir my ander ding, slagpale. Klink lekker groot. Okay. Maar in elk geval waar krokodille en varkensslag en hoenders. Okay. Maar die een ouetjie is 11 uur die aand, maar hy verf. 2 meisies het 'n week geverf, hulle kry nie een kamer klaar nie. Hierdie man maak klaar. Nou kyk as so werk. Dan moet jy weet daar's iets. Dit smaak ek gee hom nog 'n pakkie. Net laat hy klaar verf. Hoor hier, hierdie ouetjies wat daar kom, is nie klomp sleg goed nie. Is nie klomp sleg goed nie. Dis iemand wat hom seer. Sê nie almal, die party sommer plein moet wil. Party het net nie slaag gehad kleintjie. Party se ouers, grootouers, paas, sukkel ouers, wat my 'n klap kan gee en lê, bring 14, 15 jariges. Dan sê Roy, ek is bang, hy wil my slaan. Ons kry dit aanhoudend. Aanhoudend. Gaan nou een fout vertel weer, en as ek daar op, ek sien, stel hy, hier kry ook tot sweets, terwyl jy preek. Jy kan so lank een wees. Okay, maar in elk geval, is 'n oulike plek hierdie. Apper, ek like hierdie. Julle moet meer kollekte ingooi. Gisteraand hou ons braaivleis hier. Elkeen kry net een chop. Nee, magies man. Julle moet regtig meer chops ingooi. Nee. Nee, ek maak 'n grap. Ek maak 'n groot grap. Prys die Here. O, prys die Here. Maar in elk geval, luister. Ek sê nou vir jou, party het net seer gekry. Ek gaan een ding vertel. Daar kom nou die geseën. 14. 15. Sy pa, 'n ma's oulike mense. Ek het klomp mense in die dag daar in La Braai. En toe hulle aankom, sê hulle bring hom en die pa sê ek is verskriklik bang. Ek kan nie dit glo nie. Want die pa kan my net daar pak gee. Hy kort net, Matteus dat die wet, as jy kind pak gee, is jy nie moeilikheid. En ek staan 'n braai daar. Hierdie is nie wat ek moet vandag doen nie, is reflekse. So hoor nou mooi, en ek staan 'n braai, hierdie laaitjie kom so verby. Hy het my nog eers gegroet. En gryp vir my was. Ek sê, "Wow, seun." Ons gryp nie net so nie, en ons was eers ons hande voordat ons dit. So sit hom terug. Waar was Johannes? Kom terug en gee. Ek kyk my so, hy sê, "Luister hier." Sy pa, hulle sit nog daar op hier. So 10 meter van my. Hy sê, "Luister hier, ek vat as ek wil hê. Jy vertel my nie." En hy gryp weer, en voor ek my kon kry, met my linkerhand, vee kom, laat hy daar lê. Wie, hy staan op, hy begin huil. En hy hou my vas, en hy's nou 8, 9 maande daar, nog nooit weer 'n probleem. Hoor gou mooi. Ek het hom miskien nou nie so geveet nie, maar daai oomblik, enige ou strip jy so. Maar, wat het hy gekom? Net dissipline. Net dissipline. Dis 'n oulike seun. Ek het van my hardwerkendste mense daar. 'n Oulike seun. Een van my slawe. Facebook sê so. Ek gebruik hulle is my slawe. Nou, ons sal hierdie week weer moet, ek het net op 'n ander manier human trafficking. Ek kry, hè? Jy was homself 3 jaar daar. 2 jaar. O, jy onthou. En jy sit mos net agteroor daar. Jy het nog nooit 'n gat gegrou in daai son. O, okay. Volgende week is jy weer. Okay, prys die Here. Nou, wat ek wil sê, hoe werk dit? Dat hierdie geestelike spieël kan change. Hoe werk dit? Gaan sit en bely opreg. Jy kan by jouself sit. Of jy kan as jy wil gehelp word, help. Maar hoor gou, gaan sit 'n bietjie by jouself, skryf al jou foute neer. En sê, Here, ek is jammer en bedoel dit is sleg. Maar nou, moenie goed bely wat jy al bely het.
As mense wat 60 keer bly, wil jy sê Jesus se bloed is so swak? Psalm 103 sê, ek verwyder jou sonde soos die ooste van die weste. Hoekom het hy nie gesê noorde en suide nie? Want jy loop noord, dan kry jy 'n punt. Loop suid, dan kry jy 'n punt. As jy oos loop, jy kry nooit 'n punt nie. Wes loop, nooit 'n punt nie. Jou sonde is skoon gewas. As jy bely, nie wat party mense sê, dis volbring, jy hoef niks te bely nie. Jy moet dit bely, jy moet jammer sê. En laat staan, daar's dit nou regstel. Daai, nou wat het ek nou weer hier laat sien? As jy so praat, weet ek as iets. Ek wil net gou hierdie fight klaar maak. Voordat ons by die kamer kom vanmiddag. Wat het ek nou weer hier laat staan? O, is dit alright, okay. Een oggend, ek het 'n gemeente gehad, ook seker net tot daai dag. Maar hier loop Stella met 'n videokamera, neem my skoenkas af, my klerekas. Ek sê, wat gaan jy dan? Ek soek 'n TV Sondagmôre in die kerk. Is nou nog oor 96. Ek sê, hoekom? Sy sê, jou gemeenteledetjies, wat so baie van jou ding, moet 'n slag kyk hoe lyk jou skoenrak. Want ek pak hom reg en daar gebeur niks. Van daar af, spotties. O, okay. Maar in elk geval, bely 'n bietjie regtig. Bekeer jou en leef heilig. Heilig lewe beteken nie op met 'n lang gesig nie. Oorwinning beteken ek is opgewonde, maar ek het nie meer brandewyn nodig om happy te wees. En julle kan net sê wat julle wil en doen wat julle wil. Ek sê, kind van God, die beste is om niks te doen. En dan besluit jy nou self. As jy dink vir jou kind, kan jy maar 'n bier drink, en jou kind kan die bier gaan haal in die huiskas, en jy maak hom so groot, en eendag raak hy 'n alkoholist, is jouself. Net soos hierdie mense wat in 'n kar rook, en die kinders sit in daai kar, of die pa in die huis met sy tweedehandse rook, en hy kind, jy's eendag dood al, en jou kind kry op 40, 50, emfyseem. Dink jy gaan voor God staan? Hy gaan vir jou wys, jy het jou kind vermoor deur jou rook. Mense dink rook, dis nie so erg nie. Ons ryk maar net of ons uit die hel uitkom. So maak hulle dit met genade toe. Ons ryk maar net, sulke woordjies. Hoor gou mooi, as jy een laat struikel het, as jy 'n kind laat doodgaan het, 5666, dit is die laaste statistiek, dood daagliks weens rookverwant. Ons land het meer, dis hoekom hulle die belasting so opsit, meer die medies het geweldige uitgawes oor rooksiektes. Dis hoekom die land so aangaan. Ons sit daar domheid, nou keer hulle weer, laat ons nie mag rook nie, hoe onnoosel is dit. Laat die ANC wees wat hulle is, ten minste iets draai hulle. Hulle het agtergekom op die budget. Rookverwante siektes kos baie vir die land. Daarom het hulle iets geprobeer. Kom ons spaar, dan kan ons dit ten minste steel. So, iets het hulle getraai. Maar okay. En dan 'n ander ding, nou sê jy vir my, mense kom in my Rooies, gisterand weer. Rooies, ek het nou worship soos jy sê, ek het nou gebid soos jy sê, ek lees 2 ure al Bybel, ek bly depressief. Daai tyd het smaak het ek skree op iemand. En 'n depressief mens, moet jy liefde gee, maar dan kom 'n tyd wat jy om reguit moet ferm sê, jy moet bykom. Jy verhoes jou familie. Jy verhoes jou familie, kom 'n slag by. Maar hoor, ek wonder wat beteken Openbaring 21 vers 8, wat die vreesagtiges aangaan. Hulle deel is in die voel van 4 en 12. Gaan niks sê nie. Wat die vreesagtiges aangaan. Oorspronklike vertaling van depressie en stres is vrees en kommer in die Bybel. Dat jy jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. En dan kom sê wat die vreesagtiges aangaan. Hulle deel. Ek sê nie iemand wat depressie het gehelp nie, hoor my baie mooi. As jy 30, 40 jaar daarmee lewe en jy wil nie luister nie, het jy miskien verloor. Dis al wat ek vir jou sê. Staan op en hou op families uitmekaar uitmaak met jou depressie en doen niets. Nou sê mense, Rooies, ek doen al hierdie goed, die demoon kom kuier hier in my kamer. Nou die dag by een vrou, daai stoele wat so ry, die demoon kom sit daar en dan sit hy ry op haar.
En ek kom daar, ek sê, okay, laat ons nou praat. Wat doen hy? Hy kom in, dan vra hy vir die meisie, gaan speel vir my op die klavier, 'n getang. Daar het ek geleer, 'n gesang of 'n psalm, wat nie met vuur uitkom nie. Dis vanoggend gewoon, beteken niks. Jy kan hoe worship, as jy dit nie doen met vuur van God nie, beteken dit niks. 'n Koue stoofplaat loop vliee oor. 'n Warm stoofplaat loop nie vliee oor. Maar, wil hierdie verhaal weer vertel. As jy nie oorwinning kry nie, is jou eie skuld, nie God se skuld nie. Ook nie die pastoor se skuld nie. 'n Boemelaar wat vuil is, kan jy vat en deur 'n seepfabriek laat loop. En as hy aan die ander kant uitkom, stink hy nog en hy's vuil. Maar as hy die seep vat en hy vryf dit aan, en hy doen iets daarin, en hy vat die waspoeier en hy was sy klere en hy ryk anders. Jy moet die seep vat, jy moet die bloed vat en jy moet dit aan jou sit. Nie in 'n hoekie sit. Ag, wat, terwyl jy TV kyk. Here, ek kom hier oor. Sit 'n slag die TV af en sit worship musiek aan en moenie net luister na worship musiekie, sing saam en verheerlik God. Dan gaan jy oorkom. Hoe sit jy die seep aan? Staan op en sit dit aan. Sy liefde en genade roep jou daagliks. Ek het jou lief. Want so lief het God die wêreld gehad. Maar dieselfde mond wat dit sê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Julle wat sê, ons mag nie oor die hel preek. Jesus, die koning van die koning sê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Hy kom sê, hy is om 'n adder geslag. Daar's 'n vak, homiletiek, wat jy leer om pastoor te raak. Preekkunde. Daar sê hulle vir jou, jy moet kanseltaal gebruik. Jesus kom sê addergeslag, hy sal gedop het. Jesus sou gedop het. Jesus sou nie 'n beroep sommer op hierdie aarde gekry het nie. Julle dit geweet, hy sou nie sommer 'n beroep gekry het nie. Want hy sou nie ingefit het nie. Johannes die doper nog man. Ou met veldklere en 'n stuk springkaan in die heuning. Ek staan 'n bid eendag en ek was seker so 6 maande gered. Nou slaat ek my klankstel in Kimberley op en dan preek ek. En dit ou mense hou nie van so ou nie. Jy kan maar kyk op, die wonderlikste Christene. As hulle met so ou in die dorp gesel, want ek was daar. So ek weet dit. Ek is nou nog daar. Dan kyk hulle rond, wie kyk dat hulle nou met rooies gesels. Hierdie ou wat op die straat preek. Ek slaap nog op straat en ek preek nog op straat. Laasweek weer op die straat geslaap. Met my studente. Terwille van Christus. Maar ek het Vrydag in 'n plek geslaap hier in Bloemfontein met R5.500 vir ons. Wat ek gebless is. Maar laat ek dit nou wys op Facebook. Dis snaaks. Kyk waar slaap hy. Dan neem ek nou as ons op die straat slaap as ek. Kyk nou weer, trek hy aandag. Jy sal vir 'n Facebook warrior nooit reg wees, wees net vir God reg. Gaan by hulle maak die lewe interessant. Maar daar's iets wat gebeur. Die laaste maand of wat bekeer hulle verskriklik. Ek het 'n paar geblok waaroor ek spyt is, maar jy moet later, want die taal wat hulle gebruik, maar hoor gou. 'n Man bel my. Hy sê kan ek kom praat daar by jou? Wat jare praat. So gelooi het. En hy begin huil op die verhoog en hy sê ek vra vandag om verskoning. Oor laasweek weer 'n vrou, daar op Facebook. Rooi is ek vra vandag om verskoning. Hoor gou mooi. Jy moet net die waarheid preek. Moet tog net nie loop lieg nie. Moenie lieg nie. Maar okay. Kom ons gaan nie aan. Ons is amper klaar. Daai spieël. Ek en sy vat eendag 'n spieël en ons sit hom in 'n kus. En ek kondig af van Beaconsfield, Kimberley. En ek sê, vanaand gaan ek jou begrawe die oggend. Maar die mense moet nie vroeg kerk toe kom, hulle afloop van die kus kom aflaai. En die ou wil hê ons moet sy diens hou net voordat ons vanaand preek. En dan moet ons op die vliegtuig sit, hy gaan nou op 'n ander plek begrawe word. Maar ek sal vanaand oopdraai, laat julle sien wie's dit.
Hoe vol is die kerk? Die mense is nuuskierig. En ek preek. En ek sê wat was in sy sak 'n brief. Die drank is my herder. Dit sal my lei na kroeg. En na ongelukkigheid. Ek gaan deur 'n dal van doodskade. Daar's niks wat my kan red nie. Maar die Here is nie my redder nie. En ek lees so. En ek sê nou maak ek oop van kyk. Luister jy vir die mense hulle in hy spieël kyk. Roep hulle uit. Dis ek. Dis ek. Ons eerste speelkit was daar in die park. Onthou jy? So kindertjies. Roep as jy kom snyfertjies. Hulle wil nooit kom. Sê as luister as een van julle maatjies dood. Ons kry toe net 'n klein kissietjie. Sê toe hy so 'n bietjie raak gery. En ek is nou nie ligsinnig as ek so praat nie, maar nou met die kinders. En ek sê ek gaan vir julle wys. En sy bak 'n chocolate kop. Nou kom sit hulle. Hulle kyk eers wie's in die kus na ek gepreek het en dan kan hulle die chocolate kop gaan eet. Want anders gaan hulle hier nou vir mekaar sê. My kindertjies is hulle al van die speel kyk begin huil. Jy weet ons like om 'n straatkind te vertel hoe sleg dit is. Wat gaan jy gedoen het as 'n pa en ma nie daar was nie of jou uitgeskop het? Wat gaan jy gedoen het? En dan leer jy straatmaniere aan. Kom ons dink dit, ek doen nie reg en jy hoef nie dit goed te praat nie. Maar jy hoef hom nie te vloek nie. Dis hoekom jou speel so lyk. Nou die dag kom 'n vrou so uitsteers uit. Sy vertel dit self. Ag nee, is die boemelaar wat gered was. Wat ek vertel het. En stap verby hierdie boemelaar en hy sê, "Joe, mevrou, dit ruik lekker." Sy kan net gesê, "Ag, nou nie vandag geld nie, maar sorry, ek kan nie vir jou gee nie, is vir my gesin." Self wat sy kom. Sy spoeg hom in die gesig. En sy loop met die steurs by, sy sit in haar Grand Mercedes sê hy dit in. En toe sy inklim in reverse, toe slat hulle haar ryk uit die ander kant. En sy spring uit met haar hoë hakskoene en sy jaag hierdie ou. En hierdie ou hardloop verby die boemelaar. En sy stop by hom, wat sy nou net gespoeg het. Sy sê, "Kan jy my nie help?" Hy doen toe nou ook maar die verkeerde. Hy sê, "Nee, ek kon nie, want jy kon my nou net help." Dit is verkeerd wat hy toe doen. Maar dit is die regte woorde eintlik wat sy moes gehoor het. Nou, kyk in hy spieël en sien 'n slag die reus. Luister, dieselfde Heilige Gees is in jou wat vir Jesus uit die graf uit opgewek het. Hoekom kan jy nie vir 'n sieke bid nie? Hoekom kan jy nie 'n duiwel uitdryf nie? 'n Kind van God wat nie 'n duiwel kan uitdryf nie. Ek sit 'n question of jy 'n kind van God is. En hierdie mense wat vir my sê, "Ja, ek het al so 10 jaar terug nou nie weer 'n duiwel gesien nie." Waar lewe jy? Ek sien hulle elke dag. Nou die oggend staan ek op en ek sê, "Ek dink jy was daai tyd daar." Ek sê, "Daar's 5 mense wat pon kyk." Dink jy was daar? Nou, niemand wil uitkom nie. Ek dink jy was een. Maar in elk geval, Anton worry nie as ek hom so nuffel, ek baie lief hom. Maar hoor gou mooi. En ek sê, staan om my. Ek het nog nooit so iets gedoen. Jy moenie iets kopie nie. As jy nou modder op iemand se oog gesit het, hy raak gesond. Moenie nou holy modder verkoop nie. Mense raak heeltemal. Hulle staan so om my en ek vat olie en ek smeer in my voet en ek sê, Lukas 10 sê, trap op slange en skorpioene en ek sê, ek rap op daai pond, toe trap, toe val 5 plat. Onthou jy? 5. Ek sê, ons hoef seker nie name te noem nie. Die 5, wat ek mos nou gesê, hy was 5. Moenie laat God jou openbaar nie. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Moenie die ou spieël gaan haal wanneer dit moeilik gaan nie. Moenie die ou spieël gaan haal. Satan wag net dat jy daaraan dink, dan plant jy 'n saad. Soos daai man wat selfmoord gepleeg het, sal dit vir jou sê. Ek sal sê, nou is ek in oorwinning sonder selfmoord. As hy kwaad raak, dan kom dit weer. Dan kom dit weer. Jy moet in oorwinning lewe. Dit is soos ouens baie keer sê, en nou gaan ek met jou in jou gesig iets sê. Jy wat sê, maar niemand hou van my nie. Hulle is so vir jou negativiteit al dik. Hoor gou mooi.
Mense wil nie met my praat, seker omdat ek die waarheid praat, strooi man, hoor gou. Jy soos iemand wat ou blikke vis in 'n swart sak gooi, en dan gaan sit jy dit by die straat. En as jy hoor, hier kom die aslorry, dan hardloop jy, dan gaan gryp jy die sak, want dis my sak. Dis my probleme, jy kry hy mense. O jene, julle moet my net jammer kry, ag sies tog. Ek is by 'n punt, ek kry nie meer sulke mense jammer nie. Want hulle moenie jammer gekry word, jy moet hulle, as die vrou so is, moet jy die man jammer kry. Of die kinders jammer kry. Jy moet hulle nie meer jammer kry wat so is nie, want hulle wil jammer gekry word, en hulle vergal almal se lewe. Nou die dag kom haar tannie aan, 2 dogters bring haar. Jou tannie loop so, nou hoor, ons almal raak siek, en ons loop so. Ek loop homself al so vorentoe, ek sien as my studente, hulle maak altyd mense na, sien ek word ek so nagemaak, so ek loop vorentoe, maar in elk geval, en hulle sê ons bring ons ma, kyk of jy iets kan doen. 'n Ma en 'n pa wat by kinders bly, moet bly wees, dat hulle vir jou sorg. Jy moet nie nog hulle lewe hel maak nie. Maar as jy pyn het, kan jy maar sê, ek het 'n bietjie pyn. Maar jy moet nie hulle lewe hel maak nie. Luister vir my vanoggend, ek praat met julle reguit. Ek probeer julle nie sleg maak nie. Groot mense, ou mense. Ek sê tannie, wat is wat? O, my voete is, bene is soos bloekomboomstompe. Luister, ek traai 'n uur. As ek tannie, kom ons bid dat jy, ag nee, die dood sal beter wees. Ek sê tannie, kom ons traai Amerika, ag die dood sal beter wees. Ek kan later nie meer. En ek staan op, Andres kom verby. Hy was nog op skool, ek sê Andres, vat hierdie tannie oor. En as ek hier binne 'n halfuur terugkom nie, oorweeg ek selfmoord. Want hierdie tannie is so negatief, sy praat my en niets in. En ek loop so uit, en Andres straai, hy kom, hy sê nee wat pa, hierdie tannie wil dood. Sy wil nie. Ek sê tannie kom, wow, gee jou hand. Ek sê hoor gou, wat gaan ek bid? Ek gaan sê, Here, laat sy oor 4 dae dood. Sy wil dood, dis die beste vir haar, dat sy net haar goedjies gaan regkry. Ek sê, kom ons bid, laat jy dood. Sy sê, as jy nou simpel. As jy nou simpel. Sy sê 8, 9 keer, sy wil dood. Hoor gou, pas op wat jy sê, en jy bedoel dit nie. Daarna loop sy daar, die dogters kyk haar so. Sy sê, nee wat, hierdie bene voel sommer lekker. Ha? Sy wil toe nou nie, sy het nie weer terugkom nie. Sy wil nie doodgebid word nie. Nou, moenie die ou spieël gaan kry nie. Daar's mense wat bekeer en na 10 jaar, 20 jaar nog steeds sien oorwinning is. Jy wil nie in oorwinning. Ek is 'n bietjie ongeskik. Vra my vriend op 'n telefoon met sulke mense. Want weet jy wat ek het agtergekom? As ek met hulle ongeskik is, dan trap hulle so dat hulle staan op. Hulle staan op. Nou dis nie die regte ding. Ek wil liefde gee. Maar luister, party mense, jy kan hoe liefde gee, hy klaar. Van Cyril Ramaphosa af tot by. Hy klaar. Nou alles is verkeerd. Hier is baie goed verkeerd in die land. En ons mag klaar. Ek is 'n ou wat in Christen politiek betrokke is. Ons het nou 'n groep gestig, Voice in Parliament, soos AfriForum, Solidariteit, so iets. Ons gaan hom nou laat hardloop, wat ons druk toepas. Weet julle wat hier sit? Dat die 5de Oktober, die bladsye klaar opgestel is 32, om die kerk se deure toe te maak in Suid-Afrika. Binne in Rema kerk, en Josh Macaulay is saam met dit. Net soos in Roemenië, het die kommuniste vat hulle die pastore om pastore te veg. In Nigeria, kyk hoe dood hulle. Niemand praat nie. Toe my studente eergisteraan, 2 aande terug, net 'n tema ete vir Nigeria hou en vir hulle bid. Toe doop die Here 14 met die Heilige Gees begin praat in tale. Want God se hart gaan uit oor sy kinders wat dood gaan daai kant. En ons Christene, ek sê jou 99,9% is so slap in hierdie land. Toe ek nou stap, en ek hoor hulle sê op Facebook, ou Roy gaan met sy 50 mensies, rente crowd, daar gaan loop. Hulle noem my studente rente crowd in die busie. Ek hoor laasweek die getalle was 20,000. Kan ek gou vir julle iets sê? Daar was nie 200 mense nie.
Nie 200 wit Christene nie. Ek praat met julle is ver van Pretoria. Maar in Pretoria is daar dan seker Christene. Nie 200 wit Christene nie. Pastoor Makabe, 'n vrou soos Deborah van ouds, stap voor. Nou hoor ek het hulle nog iets te sê daaroor. Toe sê ek, hou julle mond van hierdie vrou af. Want sy stap voor. Die kerk se deure moet toe. Dis klaar. Laasweek toe vat hierdie vrou vir Toko Okwazani na die kort toe, na die hof toe. Met haar geld. 'n Swart vrou met haar geld. Ek vra en ek pleit op Facebook, kan van die Christene nie net haar ondersteun met 'n paar rand nie. Want so kort is duur. Sy doen dit vir ons as Christene. 'n Swart vrou, terwyl kom regse sê hulle kan nie hemel toe gaan nie. Staan op, laat ons kan oop bly. Kan ek net, ek sluit af daarop, ek wil nie nou, kan ek net gou vir julle iets sê, wat sê die bladsy. Jy kan die video gaan kyk op Church Defenders, so ook 'n drukgroep van Pastoor Makaba. Toko Mokwazani sê, hulle vra, if I receive Jesus in the church, and I'm very excited, and I go out and I tell the people about Jesus, I say, then he must get jailed immediately. Dis wat in die bladsy is. Suid-Afrika, ek het altyd gepreek, jy moet wakker raak. Jy kan nie meer. Ons word gearresteer binne maande nou. Ons is verklaar 3 weke terug. Hierdie is die teorietjies hier, wat julle rondgestuur het met COVID hier. Dis sulke nonsens hier. Hoor gou mooi, wat is hierdie? Nie 'n boom wat sy halwe blare af is, en 5G gee dit. Daai tyd toe sê ek, julle is met nonsens deur mekaar, luister na die Heilige Gees. Maar oké, dit is nou nie daar gaan nie. Maar hoor gou mooi. Sy, wat wil ek nou gesê het oor die, toe ja, ons is 2 weke terug verklaar, die charismatiese afdeling al, van die Christene. Gaan lees! Sal nie op die TV2 wees, ons het verskyn op TV2 as 'n wonderwerk in die Kaap. Was ons 10.000 nou. EFF het ons in die 9de geboue, 9de verdiepings, 2 liter bottels op 'n straat afgooi. Ons doodmaak moslems van die EFF. Christene weet hierdie goed, ja, ons was voor laasweek daar. Ons veg hierdie geveg. Ons loop voor. Mense sê, hoekom is jy die spreker daar tussen die swartes? Ek veg saam met hulle. Ek is nie wat ek is rooi. Maar hoor gou mooi. Bly nou bykom. 2 weke terug is ons verklaar as terreurgroep charismate. Dis klaar. Hierdie goed kom nie in nie. Dis klaar. Gaan lees op die Church Defenders, dan gaan jy terug. Al die wette is daar. Cyril moet teken, maar hy hoef ook nie, want sy's die voorsitter van die CRL, RCL, Religion Commission Religion Legislation. Sy's die voorsitter. Sy die mag. Ons gaan binne in die hof, want sy het 'n fout gemaak. Sy het self in die bladsy opgestel en die pastore net laat teken. Sy moes by al 9 provinsies omgaan. Maar dit kos oor 'n paar miljoen rand. Dit is nou in die gang. Ons is verklaar as 'n terreurgroep, die charismate afdeling al van die Christene. Weet julle hoekom? Omdat daar 'n paar pastore hulle mense laat gras eet, doem gespuit het daai goed. Nou sê mense, maar dis nou reg. Nee. Arresteer hulle. As 'n advokaat strooi aan jou, arresteer die advokaat. Jy kom nie begin reguleer nie. Jy kan nie die kerk reguleer nie. You cannot, hoe reguleer jy die Heilige Gees, die staat? Jy kan nie, maar wat hartseer is, ons Christene is hier daar. Ons volgende mars is of Bloemfontein of Durban. Wat ons reed. Ek hoop, ek gaan julle laat sien. Ek wil net vir julle sê, vir my was dit 'n eye-opener. 20.000 mense, en ek sê dit teen my swart vriende met respek. Hulle weet, wit mense mors net so baie, maar waar 20.000 mense by mekaar is daar altyd blikkies en papiere, en dit lyk sleg in ons land, as 'n lavas.
voor die Uniegebou en in die voor die parlement. Nie een papiertjie het daar gelê. Na 20,000 mense weggeloop. Want hulle harte is verander. Change a heart and you change a nation. Ek sal saam met hulle loop, maar ek sal nie saam met die regses loop nie. Ek maak die standpunt weer hier. Hulle wil my doodmaak. Ek sal nie saam met 'n regse loop nie. Ek spreek uit 'n dom redenasie. Maar ek sal saam met hierdie swartes, vol van die Heilige Gees, sal ek stap, want hulle veg nou vir Suid-Afrika se voortbestaan vir die kerk. Sal jy asseblief vir die rapporteer? Maar as jy nie oorwinning kry nie, kan jy nie vir die rapporteer. Hoe lekker is dit? Ek loop in hierdie groepe van die 20,000 en 'n meisie hier voordraai om. Sy sê, "Royce, ken jy my nog?" Ek sê, "Nee." Sy sê 20 jaar terug, 16 jaar terug, die my van die straat af kom haal, ek was 'n satanis. Ek het vandag 'n bediening. Hulle kom, ek is so beloon deur die Here omdat ek gegaan het. Ek is so beloon. Almal kan nie altyd gaan nie. Dit verstaan ek 100%, hoor jy my? Maar almal kan 'n gebedsaksie begin. Almal kan dit aanstoot. Almal kan iets daaraan doen. Nou as God vir my wat 'n dronkie was en 'n moordenaar kan gebruik om nie net 'n dorp te change in 'n land, dan kan hy jou ook gebruik. Ek wat vertel word op Facebook vir die swakste Engels praat, het in Liberia die nuwe kabinet vir 3 dae opgelei in Christen en politiek. Ek het by die onderpresident gesit in sy kantoor in onderhandel. Ek het by die hoofregter gesit, hy het nou 'n kerk. Ek wat die dronke was op 'n tyd. Omdat ek hier in 'n hoekie sit en wag vir my oorwinning nie, maar in 'n oorwinning gelewe het God besluit hierdie ou wat eers kan Engels praat nie. En ek het hulle opgelei. Een van die oppositiepartye in Namibië. Ek sit aan tafel. En ek volg die protokol. En die president sê, my van die Republikeinse party sê, my rug pyn al jare, Royce. Protokol is jou, bly stil en jy gaan aan met jou ete. Jesus se protokol is, ek lê oor, ek sit my hand op, ek sê, in Jesus naam raak gesond. En ek kyk so, en hy staan op en hy loop, en hy kom sit. Dit is Saterdag, en hy raak gesond. En Maandag klim hy op die TV, en hy verander totaal, en hy vat net so 'n Christenparty van Suid-Afrika se grondwet, en hy sê, van nou af is ons 'n Christenparty. Een verbreeking van wêreldse protokol, change iets. God wil jou ook so gebruik. As ek vandag vir jou moet stories vertel, gaan dit lyk ek spog met myself, hoe God ons gebruik het. Wie jou lyk 310 kinders, terwyl die bomme val, en ek kan langs my seun staan, ek raak bewoe as ek in hierdie ding, en ons kyk mekaar so, en ons kan skryf mekaar, en ons stamp mekaar, en ons slat mekaar, want die adrenalien vloei, en ons sê, ons het hulle nou uitgebring onder Russiese beheer. 2 jaar terug. Wie jou lyk dit? Sluit af, daar's baie keer mooi oomblikke ook. Geef my die hoed wat die stikkenste is. Helmet. En ons hardloop, en hulle skiet met die AK's. En ons hardloop met die kinders. En my hoed bly afval. Hy lag vir my. En hy draai om my sê, onthou jy pa, jy wou my mos geskiet het toe ek 2 weke oud was. Ek wil vir jou sê, ek kan ongelukkig nie vertel dat ek ooit vir my kind 'n sigaret of 'n drankie aangebied het. Ek hoor ouers spog as hy en sy kind kan saam drink. Ek dank God ek kan nie saam spog nie, maar ek kan sê ons het saam kinders gaan red. Ek kan 6 maande het hy in Bakhmut. Hulle sê dis die ergste hel van oorlog in die geskiedenis van die wêreld. Het hy 6 maande kinders uitgered. Dat ons, wie jy voel ouers, 4 uur oggend staan ek op, dan gee my sy plan, en dan gee my sy live location, en dan beweeg hy,
En dan moet ek vir sy ma sê, nee, hulle is daar rond. En dan 11 uur, weet jy, later dan sien ek nie wat, hy doen dit nou te lekker alleen, ek gaan maar ook 'n bietjie. En dan sê jou vrou as jy op die vliegtuig klim, as jy sonder my kind hier afklim, is jy dood. Putin wil my doodmaak, en my vrou sê dit ook. Nou wie gaan vir jou nou die mooiste doodmaak? Ek wil vandag vir julle sê, almal kan nie na 'n land toe gaan en mense red nie. Maar hier onder ons is mense wat gered moet word. Nou by Bykerwil, die meisietjie uithaal, en human trafficking, hulle sit die honde op my. Ek is baie bang vir hom. Maar 'n snaaks en so iets gebeur en jy skop en kom jy nie agter nie. Ek wil vandag vir God het jou nodig. God het jou nodig. Al het hy jou nodig, dat jy net 'n WhatsApp kan aanstuur. En ek sluit af hierna. Maar as jy 'n vuil grappie WhatsApp aanstuur, wil ek net vanoggend vir jou sê, Lucifer sê baie dankie. Lucifer sê baie dankie. Hoor jy? Vir daai vuil WhatsApp wat jy aangestuur het. Lucifer sê jy het vir my groot gunste gedoen. So ek wil vandag vir jou sê, wil jy nie maar vir Jesus iets doen? Kom ons maak ons oop. Vader, kom deel met ons, om nou verlaaste in hy spieël te kyk, en te sien van bo af, hoe die bloed afbeweeg, en hoe die bloed ons skoon was. En nou kyk ek hier weer terug, ek gaan haal nie weer hy spieël nie, ek lewe nou in oorwinning. Terwyl ek bid, as daar een is, ek het nou met Christene gepraat, maar as daar een is, wat sê nee, ek self sal dit nie regkry, of jy wil Jesus aanneem, kom gou uit, kom met gou uit, dat bid ek gedaan om jou, ons gaan nie uitreik die diens nie, so kom uit, as jy sê, ek vat hierdie woord, ek sal loop met hom, as dit reg, ok, dis soos ons het wil hê, jy moet nie